En laat toe dat Jaffa deur die Ruach met u deel. Weet jy wat? Daar is ook geestelike naalstringe van kerkoorlewering. My pa se eie broer het gesê, toe my pa Pinkster raak, hulle kom uit die NG Kerk uit. Toe my pa as jongman Pinkster raak, want my pa het op 'n sypaadjie tot bekering gekom. Toe my pa tot bekering kom, hy met sy broers en almal begin praat. Toe sê my pa se oudste broer, wat goed was vir my oupa en my pa en vir my. Goed was vir my oupa en my pa, is goed vir my. Dit is nie so nie. Ons het ons eie, ons gedagtes, ons kan ons lees, ons kan verstaan. Ons lewe in die tyd waar die duiwel besig is om mense te verblind. Deur flamboyanke preekies en mooi gebaartjies en mooi 20, 30, 40, 50 tekste opnoem. Dit help nie, jy preek 40 tekste en die ou dae weet niks waarvan jy gepraat het as jy klaas nie. 'n halfuur later kan jy nie eers 2 van die tekste onthou nie. Dan wil ek sê, vat eerder 2 Bybeltekste of 3 Bybeltekste en breek dit op en voed die mense met die woord. Maar dat kan nie, want hulle weet nie hoe nie. Hoekom? Want hulle naalstring is vas aan die internet. Aan die baalmoeder van die wêreld, die godsdienststelsels. Meeste van die mense, die godsdienstige mense vandag, sy naalstring is nie net vas aan die internet, hulle naalstring is ook vas aan die pastoor en die predikant. Hulle het geen raamwerk vir hulle self nie. Dit is so. Baie volwasse mense, wat 30, 40 jaar op die pad is geestelik passief. As jy hom optel, moet jy hom al 2 kante vashou. 2 groot ouens moet sy arms vashou. Anders gee sy beentjies in, want ek praat van in die gees, want hulle het nog nooit geleer om op hulle eie voete te staan nie. Nee, my pastoor sê so, as my pastoor so sê, dan is dit, soos hulle sê, ja en amen. Terwyl die pastoor in werklikheid geen opleiding gehad in sy hele lewe in die eskatologie nie. Ek praat nie van die teologie nie, ek praat van die eskatologie, aangaande die eindtyd. Broeder en suster, vriend, u wat na my luister, ons lewe in die eindtyd. En wat ek lees in Daniël 12 vers 1, stuur Vader Jaffa, dis die God vir die mense wat nie weet nie, stuur hy die engel Michael om vir Daniël sekere inligting te gee. En dan in Daniël 7 en in Daniël 9, dan sê Vader vir die engel, verseël dit tot aan die eindtyd. Baie sal dit ondersoek en deursoek en hulle sal nie tot die antwoorde kom nie, maar in die eindtyd sal hy dit openbaar. Wanneer ek kyk na Openbaring 22 vers 10, dan sien ek dat die engel vra vir Vader Jaffa, moet hy die boek Openbaring verseël? Dan sê hy nee, want die tyd is naby. Dis 2000 jaar gelede. Hoe naby dink jy is die tyd vanaand? Daar is nie meer tyd vandag. Maar ons lewe in die tyd waar die mensdom die woord ons leer, dat mense is besig om vir hulle predikers by die gehoor te versamel wat hulle by die gehoor streel. Wat sê dit is okay, jy moet maar net kerk toe kom en jy moet maar net jou tienders betaal en dit. Jy kan nie jou saligheid koop met geld nie. Hoe raak ek ontslaaf van hierdie naalstring? Wel, eerstens is daar 'n bewuswording, en dis wat hierdie boodskap is om u bewus te maak dat jy kry jou inligting van iewerste af, wat onsienlik is. En dis hoekom ek sê, die naalstring is 'n geestelike naalstring. Die ou loop in die dorp, hy het 'n pak klere aan, hy lyk baie netjies, maar hier is 'n naalstring, 'n bloederige stuk derm wat vas is. Want die ou is op die kerkraad en alles, maar as jy kyk, dan sê hy gaan by die hoerhuis in. Ekskuus? Ja, of hy gaan daar by die klap inwaal op die pale dans, op die counters dans. Lekker casual aangetrek, hy's fantasties, hy's deel van die godsdienststelsel, hy's een van die voorsangers, en kom ons noem dit. Maar hy het 'n naalstring aan wat hom vas het.
Ons moet op die plek kom waar ons terugkeer, om te preek dat sonde is sonde. En wat die mense gewaarsku word as hulle sonde in sonde lewe, gaan hulle hel toe. Daar's geen beat around the bush nie. Daar's geen maklike manier nie. As daar 'n makliker manier was, wil ek dit vanaand vir u gegee het. Daar is nie. My Bybel leer my, Jafashua sê, my genade is vir jou genoeg. Wat sê Micha 7 vers 5? Hy sê, al het ek geval, ek staan weer op. As dit gebeur dat u in die geestelike lewe gestruikel en geval het, staan op. Maar kom op die plek waar u in 'n verhouding kan raak met Jafashua, Jesus Christus. En daai nastelling afgesny kan word en losgemaak kan word, sodat u in die krag van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, kan funksioneer. Die godsdienstwêreld kan nie aangaan soos wat hy aangaan vandag in 2025 nie. Ek wil 'n ding sê, en jy moet my nou verdra as ek sê. Voorheen was dit die Romeinse ryk wat die mense vervolg en doodgemaak het. Weet jy wie vervolg die mense vandag en maak hulle dood? Die kerke. Prof, jy's nou totaal mal. Regtig? Hoekom sal ek sê die kerke maak self hulle eie mense dood? Omdat die kerk sy mandaat verloor het wat Jaffa gegee het. Die mandaat van Jafashua was, maak disippels van alle nasies. Gaan leer die evangelie, gaan maak en leer. Matteus 28:19. Gaan maak en leer. Gaan maak disippels, leer hulle, stuur hulle uit. Die kerk het sy mandaat verloor. Die kerk in die meerderheid vandag. Daar is kerke wat funksioneer, maar die meeste van hulle is geestelik passief. Dis 'n sosiale bykomplek. Hier was nou 2 keer in die laaste 2-3 jaar, was hier feeste gehou gewees in Nigel, waarin die kerke hulle drank verkoop het. Wat die dominee sê, die ouens kan eerder by die kerk kom drink, die jong mense as wat hulle, dan kan ons hulle ten minste huis toe vat.